Goeiemôre geliefdes, hoe lekker om hierdie oggend terwyl die voël sing, tyd met u te spandeer. Ons bied vir u aan skrifporsies in Afrikaans, opgestel deur Olyftak Bedieninge Suid-Afrika en aangebied deur Tehillah Studiesentrum. My naam is Stefanie. Hierdie is skrifporsie nommer 18, Mishpatim, wette of deur sommige vertaal regsprake. U kan gerus op ons webwerf klik en baie wonderlike leerlinge sien. Daar is lekker aflaaibare stories, aflaaibare artikels en dit sal dalk baie van u vrae beantwoord. Like en share ons en deel ons met die wêreld, sodat ons die goeie nuus kan versprei. In die eerste 5 boeke lees ons vanoggend saam uit Eksodus 21 vers 1 tot 24 vers 18. In die profete gaan ons uit Jeremia lees en in goeie nuus gaan ons uit Korintiërs, Johannes en Openbaring lees. Kom ons begin ons studie deur 'n oomblik ons hoof voor ons koning te buig. Wonderlike Vader en Hemelse Vader, ons buig laag voor u troon en kom vra dat u self die skrifgedeeltes vir ons vandag sal oopbreek. Help ons om u spesiale verbond met ons vas te maak in ons harte. Dankie Abba, ons vra dit in die naam van ons Messias. Amen. Goed, kom ons gaan kyk wat Vader vir ons in hierdie gedeelte sê. Ons staan graag vandag bietjie stil by die interessante, hoor ek iemand sê, vervelige gedeelte van Eksodus. Ek wou lankal die verskillende woorde vir wette in Hebreëus bekyk. Kom ons ondersoek dit. Ons weet dat daar in die woord gepraat word van wette, hulle praat van verordeninge, sommige tye instruksies, insettinge en voorskrifte. Dis almal baie groot woorde. In die Torah, die eerste 5 boeke, is dit vasgeleer deur Abba Vader. Die PLW vertaling, Pad van Waarheid na die Lewe, vertaling praat van hierdie gedeelte as regsprake. Ek hou nogal van hierdie vertaling. Ons Vader het Moses van ouds gebruik as instrument, maar Abba sê hy self het die gebooie neergeskryf. Ek wil graag vir u aanhaal uit die Rabbi San wat dit so mooi sê. It is only a matter of seconds. The mysterious cloud covering had engulfed Sinai's crest, and us along with it. A great shofar then began to sound, and we found ourselves pressing over even deeper into what we could only describe as something like a fog. Visibility as men want to think of it as least, immediately went to zero. We could not see our neighbors. We could not see our hands or our feet. We could not see our or anyone else's spots, blemishes or sins. In fact, all we could see was light. First, this light manifested as something like flashes of lightning. Then the flashes of lightning turned into our eyes. It turned into tongues of fire and started changing shape. Then Hebrew letters began to form right in front of us. The first letter we saw taking shape was an Aleph. Then came a Nun. Then next the Hebrew consonants and syllables began from words to form words and before we knew what was happening, whole sentences were shining forth at us from somewhere inside the cloud. The first sentence we saw and heard and felt was Anochi, an Adonai, Eloheka, I am the Holy One, your God. We gasped.
Our knees threaten to buckle, but something that felt like a strong hand reaches out to us, took hold of us, held us up, and kept us from collapsing. Dit is presies hoe ons soms voel as ons die waarheid in die woord lees. En ek glo, dit is hoe Israel gevoel het. Vader wou hê die Israeliete, die Hebreërs, en natuurlik vir ons wat in die olyfboom van Israel ingeënt is, né? Hy wil van ons 'n afgesonderde heilige nasie voor hom maak. Hy moes hulle, ons, wat nou uit 'n agterlike heidense en vieslike vuil Egipte gekom het, van vooraf leer, en ons, wat uit die agtergrond van sonde kom, dieselfde. Hy wil ons leer hoe om skoon en heilig en afgesonderd voor hom te lewe. Ons kry dit nie reg op ons eie nie. Hy wil ons leer hoe om reg teenoor hom en ons naaste op te tree. Soos wat ons deur die Torah, die eerste 5 boeke werk, sal jy agterkom dat elke instruksie wat Abba gegee het, met die bogenoemde feit te doen het, om ons gereed te maak vir sy koninkryk, as sy bruid. Waarom sou baie mense wat nie verstaan nie brom? Dis Oud-testamenties. Ai, geliefdes, hoe kan ons nie die volle woord van God, wat hy self sê, deur sy gees geïnspireer is, as totale woord van God aanvaar nie? Ons kan ook nie net die dele wat vir ons aanvaarbaar en mooi is, soos die psalms, vir onsself toeëien en vat, en ander dele verwerp nie. In 2007 het Abba baie hard met my hieroor gepraat. So, kom ons kyk wat is die konteks en konsekwensies van al die instruksies en wette wat Vader via Moshe laat opskryf het. Die eerste vertaling van die woord Torah, of wette of mishpatim, is wette of verordeninge. Oordele, jy sal geoordeel wees, regsuitsprake. Mishpatim in Hebreëus beteken letterlik wette. Daar is die Hebreëse letters en ook hoe ons dit uitspreek, né? Die transliterasie praat hulle van. Ek hou van die vertaling tot orde roep. Hieronder direk uit die Strong's Woordeboek haal ek vir u aan wat dit beteken. It's properly a verdict, favorable or unfavorable. Pronounced judicially, especially a sentence or formal decree, human or particularly divine law, directly from God, né? Individual or collectively, including the act, the place, the suit, the crime, and the penalty. Abstract justice, including a particular right or privilege, or even a style. Later sien ons, hulle praat van to be judged, judgments. Justice, en wat interessant is, tot vandag toe, word meeste regsprake hierop gebaseer. Die tweede vertaling wat ons nou kyk, is insettinge. Dit is tjukwa. In Levitikus 20 vers 22 sê Abba, onderhou dan al my insettinge en al my verordeninge en doen dit, dat die land waarin ek julle bring, om daarin te woon, julle nie uitspoeg nie. En Vader praat natuurlik ook van 'n figuurlike land. Die plek wat hy vir ons voorberei het. Hier, die insettinge noem hulle ook verordeninge, mishpatim, chukah, dit is die vroulike woord in Hebreëus,
en dit beteken appointed custom, manner, ordinance, ordonnansie of 'n statuut, statute. Kan u sien, hierdie is alles met die reg te doen. Wat is reg? Hoekom praat ons van die regters? Hulle moet uitspraak gee wat reg is. En Vader is ons groot regter. Die derde betekenis wat ons na kyk, is instruksies of dit word ook onderwysinge, gebooie, voorskrifte of bevele genoem. Dis 'n mondvol. Ek lees uit Eksodus 20 vers 6. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Kan u sien, Vader sê my gebooie. In Spreuke 3 vers 1 sê hy, my seun of my dogter, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. Die woord Torah beteken letterlik instruksies. En eintlik nie wette nie. So Vader is ons instrukteur. In Engels kry ons die woord instructions veral in Spreuke, maar in die Goeie Nuus, in die Nuwe Testament kry ons dit baie. Hier is die woord wat die meeste gebruik word, gebooie. Sal Vader iets beveel en dit dan later kanselleer? Net ons verlosser kan ons sondes kanselleer. En hy die wet, verbond, kom vervul. Nie vervang nie. Dis nie 'n nuwe verbond nie. Die korrekte woord is hernuide verbond. Matteus 5 vers 17 sê, moenie dink dat ek, Jesus, Yeshua, gekom het om die wet of die profete te ontbind. Nee, dit kan ook met ongeldig te maak word, vertaal word. Hy sê, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Matteus 5 vers 18, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Daardie jota en titeltjie is verteenwoordigend in die Hebreëse skrif die konsonante en klinkers, die jot en die kolletjies. Ek het dit daar vir u geskryf as 'n kolletjie bo op die shin en daar is die jot. Dit laat mens dink. Eksodus 24 vers 12, toe sê die Here Jahwe vir Moses, ek is al so gewoond om te sê Moshe, want dit is sy Hebreëse naam, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en gebooie wat ek geskryf het, om julle, as my volk, te onderrig. Hier gebruik hy die woord Torah, en uit die Strongs Woordeboek sê hulle dis 'n precept or 'n statute, especially the Decalogue or Pentateuch. Dit is nou in die eerste 5 boeke, né? Die wet. Dis ook 'n mitzvah in Hebreëus. Die verwysings is die verwysings na die Strongs Woordeboek as u dit wil gaan opsoek. A command, whether human or divine, collectively the law. Divine beteken, Abba het dit gegee, which was commanded, a law, a ordinance or a precept. Daar is ook nog tsava, om te beveel, en vele ander woorde wat die Hebreëus en Arameese teks gebruik, maar in die verskillende vertalings gaan hierdie alles verlore. Uit die profete gedeelte lees ons 2 gedeeltes. Ek gaan nie alles vir u lees nie. Ek lees net Jeremia 34 vers 12. Toe het van die Here die woord van die Here tot Jeremia gekom en gesê, so spreek die Here Jahwe, die God van Israel,
Ek het 'n verbond gesluit met julle vaders op die dag toe ek julle uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, met die woorde: aan die einde van 7 jaar moet elkeen sy broer die Hebreër wat aan jou verkoop is en jou 6 jaar lank gedien het, laat weggaan. Jy moet hom as vryman van jou af laat weggaan. Maar julle vaders het nie na my geluister en gehoor gegee nie. Hierdie gedeelte gaan spesifiek omdat die Israeliete nie geluister het wat Abba beveel het nie. In Jeremia 33 vers 25 sê hy: so sê die Here Jahwe, as ek my verbond met dag en nag en insettinge van hemel en aarde nie vasgelê het nie, dan sal ek ook die nageslag van Jakob en van my knegt Dawid verwerp, dat ek nie uit sy nageslag heersers sal neem oor die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie, want ek sal hulle lot verander en ek sal my oor hulle ontferm. Is Vader nie 'n wonderlike, genadige Skepper van hemel en aarde nie? Uit die goeie nuus is daar 3 gedeeltes. Ek gaan spesifiek vir u aanhaal uit Openbaring 12, 14 en 22. Dit is interessant, dis in die eindtyd, en die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer deur haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus, Yeshua ons Messias, gehou het. So, die vyand word kwaad as ons daardie 2 dinge doen. Openbaring 14 vers 12 sê selfde: hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God hou en die geloof in Jesus Christus bewaar. Dis weer die 2 dinge wat belangrik is. In Openbaring 22 vers 14 is daar 'n wonderlike saligsprekening. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Is bogenoemde nie vir ons 'n aanduiding en genoeg motivering dat hy van ons verwag om sy gebooie te bewaar nie? Besluit u maar self, geliefdes. Ek wil u vra, gaan bestudeer asseblief self, bidend die ander goeie nuusgedeeltes, 2 Korintiërs 5 tot 7 en Johannes 14. Kom ons bid saam. Abba Vader, so baie dankie vir u geïnspireerde woord. En al struikel ek in my woorde, kom ek in nederigheid voor u. Help ons om dit te verstaan en uit te leef, omdat ons u liefhet en omdat ons u bruid en afgesonderde nasie wil wees, sodat ons gereed kan wees wanneer u op die wolke verskyn en ons kom haal. Ons sal saam met u en in u teenwoordigheid die ewigheid deurbring. Ons is nietige mense. Help ons om u sout en lig in hierdie wêreld te wees. Ons kan dit nie alleen doen nie, Abba. Dankie vir u seun se offer aan die vloekhout, om ons los te koop van 'n ewige verdoemenis. En ons vra al hierdie dinge in sy naam. Amen. Gaan skryf u notas neer, soos wat u bestudeer, luister en hoor, geliefdes, want Abba roep ons tot 'n heilige nasie as sy bruid. Shalom, tot volgende keer. Gaan besoek asseblief ons webwerf en deel die goeie nuus. Jy kan net klik op ons link hieronder, ons skakel hieronder, en volgende week gesels ons weer.